Jy luister na Millie FM saam met my Jean-Rick Orendaal en vandag in die ateljee het ek 'n plaaslike atleet hierso. Corrie van Aktief, ons man van Aktief. Hi, goeiedag, welkom by ons. Dankie dat jy 'n tydjie uitgestaan het om met ons te kom gesels oor Aktief en wat julle manne doen. Ja, groot plesier. Dankie dat julle my genooi het. Baie dankie. Corrie, nou die naweek wat nou verby is, dit was dan nou die naweek van die 15de Februarie, Ja. nê? Het jy nou 'n wille ding hier gehad by Behuman Middle Farm. En dit was gewees, verduidelik vir ons wat dit was. Dit was ons het 'n nuwe federasie in Suid-Afrika, die Obstacle Sports Federation South Africa. Nou dit is deel van 'n internasionale organisasie wat amper soos Athletics South Africa, maar wat internasionaal die obstacle sport kontroleer. Nou hierdie jaar is die eerste keer of die tweede SA Champs wat ons aanbied. Dit was die eerste independent OCR wat ons aangebied het aan buitekant een van die groot stede. Bloemfontein is nou ons maar 'n kleiner stad. Dis hy, ja. En ja, toe het ons al die ouetjies van oor die land, van die verskillende provinsies, of die wat dit kon maak, het ons hier gehad en hulle het deurgekom vir die nasionale kampioenskappe. Ons het Saterdag het ons 'n 15 km obstacle reis gehad, hindernisreis gehad en Sondag het ons 'n 3 km korte reis gehad. Nou Corrie, in my eie hoedanigheid sien ek myself nou nie as 'n slim ou nie, nê. Maar verduidelik nou vir my, as jy nou vir my sê dis 'n 15 km obstacle course wat jy gedoen het. Keer vir my die prentjie en laat ek verstaan wat dit is. Ja. Okay, obstacle course racing kom maar van die weermag af in die ou dae wat die ouens opleiding gekry het en al hierdie tawwe goed gedoen het. Hulle moes oor mure klim, deur doringdrade kruip en hulle het hulle voorberei vir oorlog in daai tyd. Ja. So dis is maar waar dit afstam, sover dit my kennis strek. Wat ons dan nou doen is ons het 'n baan hier by Middelwater Farm wat gevestig is met klomp verskillende hindernisse wat die ouens kan oorkom. So ons lê 'n baan uit, die ouens hardloop, dis basies trail running wat hulle doen. Hulle hardloop op paadjies, voetpaadjies deur die rivier in 'n droë sandbanke en rowwe terrein, basies in die natuur en dan ewe skielik is daar so 'n hindernis voor hom, soos 'n groot muur wat jy moet oorklim of 'n doringdraad wat jy onderdeur moet kruip. Ag, en dit het maar ontwikkel verder van die goedjies, daar het nuwe hindernisse gekom wat hulle nou nie weer mag gehad het nie, wat jy aan jou hande soos op Bobby Haan moet swing en swaar goeders moet dra, maar wat ook in die weermag mag gebeur het, jy moet swaar goed dra. So ons het hierdie ding aan mekaar gesit, ons het Saterdag 15 km gehad. Daar was so 60 dink ek atlete in daai omgewing vir daai kompetisie. Van reg oor die land, baie ons van Natal veral gekom en hulle het hier kom deelneem in ons droë aarde. Hulle is nie gewoond aan ons ligtrek nie. Ek dink nog dit was uitdagend. Ja, dit was nogal hard en hulle hardloop hulle oor die roete het hulle omtrent 38 hindernisse gehad wat hulle moes oorkom. Verskillende soort in die modder gekruip. Die manne het rof gelyk toe hulle uitkom. Maar ons het vir hulle lekker gemaak. Aan die einde het hulle deur 'n dam geswem. Kon hulle daarom weer skoon kom op. Afgegaan, ja, en toe is hulle almal vol glimlagge. Corrie, maar dis nou nie al wat jy doen nie. Jy doen ook trail events, ekskuus tog in en om Bloemfontein. So dis nie net by Middelwater waar jy daar besig is. Jy vertel vir ons bietjie wat is jou weeklikse goed wat jy doen? Middelwater is maar die obstacle baan, en dis maar 'n duur ding om te bou. Jy kan elke keer daai baan gaan opslaan nie. So ons gebruik daai en ons wissel maar net die roete, maar ons hou weekliks ons trail events, of nie weekliks, so elke tweede week. Bied ons trail running, soos maar voetpaadjie wedlope, as jy dit so wil noem in streng Afrikaans. Die mooi Afrikaans, dis hy. So jy hardloop maar in die veld, tussen die bosse, daar is nie verkeer nie, dit is in die natuur, hardloop jy, so elke tweede week, by Woensdag aand het ons 'n resies iewers in Bloemfontein aan die gang. Hierdie Woensdag hardloop ons by Boomrits, daar in die park. Ons hardloop 'n gedeelte daar deur stakkende mat. En dan die 2 weke daarna hardloop ons dalk op Neville Hill, maar ek hou die mense op datum op die internet. Waar hulle kan hardloop en so aan. So ek hou dit en dan hou ons 'n paar fitness kompetisies, fiksheidskompetisies, wat ook maar so deur die jaar, maar daar's 'n hele vol plan. Nee, dit klink vir my vol kalender vir die jaar, ja. So hoor nou daar, as jy voel jy het bietjie nodig om uit te kom uit die huis uit en bietjie aktief te wees, gaan volg vir Corrie Breitenbach daar op Facebook, gaan volg hom op sy pages, dit sal dan nou wees Aktief Bloemfontein.
Op Facebook, op ja, Facebook, ja. en die internet is aktief tot Dit sê hy en dan jy ook 'n Instagram platform wat jy Ja. ook daar is en hy is ook aktief. Ja. Ja, so gaan kyk bietjie daar en kry inligting van wanneer die volgende hardloop en of selfs dan nou hindernis wedloop is in die mooi Afrikaans te gebruik. Corrie, ons sê vir jou dankie. Ons weet nou meer van jou, ons weet meer van Aktief. Dankie vir jou tyd en dankie dat jy bietjie by ons kom gesels. Daar sy sien julle daar buite. Ja, ons maak dit fiks. Bly gerus ingeskakel by ons. Ons het vele lekker musiek wat net hierna volg.